Môre julle, right, Ford 5000. Ek dreig nou al lankal om hierdie saam te laat sak sodat ek die shield kan vervang voor op die crank en vandag is die dag wat ons dit gaan doen. Soos julle hier kan sien, so ons moet timing cover afhaal. Jy kan die timing cover afhaal sonder om die saam te laat sak. Dit is wel moontlik, maar die probleem is as jy die timing cover afhaal en maak hierdie gasket seer hierso, dan seël hy weer baie moeilik. So ons gaan nou maar die langer pad vat en die regte pad vat. Saam af te haal, het jy natuurlik ons nou jou voorkop het ek ons al klaar afgehaal. Jy het dan twee dik boute hier wat jy afhaal. En dan het jy hierdie klomp klein boutjies hier in die bokant wat jy saam vashou, reg rondom, wat jy moet losmaak om hom af te kry. So al die boute is nou uit, behalwe een aan elke kant, laat die sand net nie op die grond val as ek hom losmaak nie. Ek gaan nou dan skroewedraaiertjie vat en dan gaan ek hom hier probeer inkry ergens op die sand, net sodat ons hom kan begin beweeg en hom kan losmaak. Alright, jy kan hoor hy kom. Ja, sy. Die kant los, en die aan die ander kant ook gaan losmaak. Alright, en hier is nou onder die engine. So julle kan sien, hier gaan nie veel aan nie, dit is lekker eenvoudig tussen hierdie trekkers ons so goed maak. So ja, ons het ons main cap hierso, ons het ons crank, ons het ons big end van die Conrad, hierdie groot sif ding wat julle hier sien is jou oliepomp, en dan het jy jou counterbalances van jou engine hier, en as ons in die voorkant kyk, dan kan ons sien, daar so is die timing gears. So ja, ons gaan nou die timing gears opmaak, kan ek vir julle wys wat daar aangaan. Engine lyk nog heel alright, niks wat snaaks lyk hier binne nie. So ja, engine is ons nou reg, het ons nou nie moeilikheid gehad nie. So al wat ons nou moet doen is nou moet ons net al hierdie parte hier in die voorkant afstrip, sodat ons by die timing cover uitkom. Goed, so al ons timing covers boute is nou uitgedraai, hier reg in die ronde. Hier sit een langs die kant ook, waarvan jy net moet voor wakker wees. En nou gaan ek hierdie cover gou vir ons afhaal. En daar het ons hom. Daar is al ons timing gears. As jy gewonder hoe jy gelyk het. So, wat nou hier aangaan is jy het basies jou gear op jou crank. Dit is die gear wat almal aandryf. Dan het jy intermediate gear wat ons dit noem, want hy sit in die middel van hierdie twee gears. Nou die ene dryf jou dieselpomp en die ene dryf jou cam van jou engine wat jou wels op en toe maak. En wanneer jy jou engine oordoen, het jy timing wat jy moet steek. Nou, hy is nou nie op timing gedraai nie, maar ek gaan gou vir julle wys dat daar so kan julle sien, is daar 'n kolletjie en dan daar is ook 'n kolletjie. Hy blur net so 'n bietjie. Maar jy draai basies dan nou as jy nou hierdie engine op TDC draai met die eerste piston 1 bo op fire, dan sal hier 'n merk op hierdie ene wees wat dan oplyn met die ene en dan sal op die gear is dan nog twee merke wat dan sal oplyn met hierdie twee gears. So ja, dit is hoe hy werk. Dit is die seel wat ons moet vervang en soos ek vir jou gesê het, hy sit in die agterkant van die timing cover, so hy sit nou hierso. Die timing cover vat, dan kan julle sien, daar mooi, daar sit die seel. En dit is hoekom jy hom moet afhaal, want jy kan hom nie omdraai en van die voorkant af uitkry nie. Jy kan hom slegs net van agteraf uithaal. So ek gaan gou hierdie seel vervang en dan is dit die groot skoonmaakwerk en dan kan ons weer die besigheid in mekaar sit. Uiteindelik is ek nou weer reg om of gereed om weer terug in mekaar te sit. Die skoonmaakwerk het nou langer gevat as wat dit gevat het om samp af te haal en timing cover af te haal. So, right, gaskets. Ek het vir ons gasket set gekry. Dis 'n bottom set. En dis goedkoper om 'n totale gasket set te koop. 'n bottom set is wat dit is om net die twee gaskets alleen te koop.
Ja, so julle kan sien, dit is die gasket hier so wat op die cover kom. En dan binne in jou gasket set as jy al ooit gewonder hoe dit lyk. Hulle sal sien dit vir die mense doen. Hulle sny 'n klomp verskillende gaskets uit een vel uit. So het jy gaskets vir alles wat jy nodig het op die engine. Alright, so. Ek gaan eers hierdie ene opsit. En dan gaan ek ombeweeg na my sump toe. En dan gaan ons die sump gasket opsit. En dan moet alles weer aan mekaar. En daar sit hy. Ons step-it cover is weer terug op sy plek. Ek het al hierdie boute net eers so teen aangedraai. Ek sal nou weer 'n bietjie stywer vasdraai. En as jy hom ook opsit, nee, en dan net altyd laat kyk, maak net seker dat jou seel wat jy insit, se lip nie omvou as jy hom insit nie. Maar hy het baie lekker opgegaan. So as jy man alleen is en jy met die sump opsit, dan manoeuvreer jy hom so met hierdie bokkies. Lig jy hom op tot rabo, toe jy nou daar kom. Dan sal jy hom nog genoeg spasie hê om genoeg krag hê om bout in te sit. En ek is klaar. Nou nog net 'n bietjie opremwerk wat ek moet doen. Maar my timing cover is op en my sump is op. So daar kan julle nou die after sien. Ek moes maar presies dieselfde as die before. En alles het mooi opgegaan. En ek is heel happy met die job. So dankie dat julle gekyk het. Ek waardeer dit. En ja, dis eers al vir hierdie job. En tot volgende keer.